Goeiemôre, dit is dan Sabbat vanmôre 21 Maart 2026, lesing 110 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Ons gaan voort waar ons gister opgehou het, net vir die rekord. Dit is 'n baie prominente dag op ons kalender. Dit is die einde van 'n jaar en die begin van 'n jaar. Van die jaar wat op die Enoch kalender vir ons gegee is. En die wat die kalender se beginsels ken, dit staan onder aan die kalender as julle dit het, dit is op die groepe gesit, is dit een van die 0 dae. Daar's 4 0 dae wat maak dat daardie dae nie getel word nie, sodat die kalender 360 dae lank kan wees. En 360 is 'n volle profetiese jaar. Net soos daar waar daar's volle 360 grade is in 'n sirkel. Nou ja, ons gaan aan met hoofstuk 204, indirekte en direkte openbaringe. Ek, Yeshua, sê, glad nie, die goeie en ware wat 'n mens deur aanhoudende soeke ontdek, is eweveel werd as dit wat regstreeks deur Elohim aan hom geopenbaar word. Want die selfvind van 'n waarheid is eweneens 'n openbaring van bo, maar 'n indirekte en die middel daartoe was die aanhoudende soeke daarna. Want die ou het hom nou gesê, ja, hulle is nou, miskien nou baie ryk mense en alles, maar hulle het altyd geprobeer om te help, en hulle het vir hulle mense opgehef, deur vir hulle werke te gee, en hulle was aanhoudend soekend na die waarheid. En dan sê Yeshua, maar goed, as jy soek, as dit jou daaglikse gebed is, Vader, stuur vir my die waarheid, dan sal jy dit kry, maar as 'n indirekte waarheid. Maar daar's niks fout met daardie waarheid nie, inteendeel, ek dink hy sê, dit is eintlik beter, want jy het dit self in jou innerlike gekry. Waar jy dit direk kry van buite af, is dit nie altyd soveel waarde vir jou om dit te onthou en op te neem nie. Want iemand het dit vir jou met 'n lepel ingegee, maar dit is nog steeds waarheid. Maar waarheid wat jy self ontdek in jou innerlike, kan niemand van jou wegvat. Niemand. Deur die soeker, dis nou die na waarheid, maak die siel haar losser van die grove bande van die materie en wek daardeur op bepaalde oomblikke die goddelike gees in haarself op, waardeur sy meer in die lewenssentrum van haar hart kan kom. Daarin stroom Elohim se lig en erbarming ononderbroke en bring die siel op gelyke wyse tot lewe en geestelike groei, soos die lig van die son wat in die fore van die aarde dring en die lewe van die plante verwek, bewaar en bevorder, tot die plant 'n vrye, selfstandige en daardeur volkome ryp vrug sal gee, wie se lewe nie meer van die plant afhangend is nie, maar selfstandig bestaan. Elke mens wat hier sit, kan vandag teruggaan in sy lewe en sê, op watter punt het hierdie ding met jou gebeur? Waar het jy op die stadium gekom dat jy siek en sat was vir die lewe wat jy gelei het? Wat jy begin besef het, maar dis verkeerd, en jy waarheid begin soek het. En dit het met my lewe gebeur toe ek jong man was. Toe besef ek, maar hierdie lewe wat ek nou lei is leeg, is doelloos. Ek moet soek na iets beters. En ek het nie duidelik altyd net iets geesteliks beters gesoek nie. Ek het ook iets beters gesoek waar ek 'n beter lewe in die wêreld kon lei. Nie net finansiëel beter nie, nie daaroor nie, maar dat ek iets vir my medemens werd kan wees. Want waar ek was ek nie veel werd nie. En so het Vader my weggelei van Pretoria af en hy het my 'n lang draai deur Noord-Transvaal se swart state laat gaan, waar ek baie ervaring opgedoen het in verskillende instansies van siviele ingenieurswerke. En daar ook het hy vir my getrou, 'n man gestuur wat vir my met die waarheid in kennis gestel het. En daar het ons lewe begin. Maar dit was
omdat daar 'n soeke was, het jy uiteindelik by die waarheid gekom. En daarna was daar by my geen ander emosie as om nog meer en meer en meer te weet nie. Want dit is wat gebeur met jou. Jy raak eintlik 'n kennisvraat. Maar in die versameling van alle kennis moet jy ook baie op jou hoede wees dat jy nie kennis versamel van onder nie. Waters van bo en waters van onder moet in jou geskei word, sodat jy net die waters van bo inneem. En daai tyd het ek het dit nie geweet nie, maar die enigste skeiding is die liefde in die hart, wat vir jou sal sê, dit is waarheid of dit is leuen. En dit het mens heeltyd aan die gang gehou. Natuurlik is ons mense en faal ons, maar as ons die liefde as norm bly aanwend, dan kom ons agter waar ons belieg was. Bring vir my die mens wat volmaak is en altyd net die regte ding ken. Dit is nie so nie. Nie een van ons is so nie. Maar ek as persoon is al, tot nou nog, is daar soveel leuns verkondig, wat al 20 jaar oud is, en van die mense hang dit nog met hulle volle gees aan. Glo hulle, dis die waarheid. En ons moet maar saam met dit leef, want dis foute in jou verlede. Gewoonlik, as 'n ou foute maak, dan word hy deur die mense gesien as 'n ou wat baie weet nou, want hy het 'n fout gemaak, nou weet hy wat is die regte ding. Maar ongelukkig in die geestelike werk dit nie so nie. Hulle gooi dit heeltyd voor jou deur. Maar dit maak nie saak nie, dit gaan hoe jy jou lig laat skyn. Of is jy in die lig of in die duisternis? Dit is waaroor dit gaan. As die siel tydens die ware oomblikke van lewensaksie in die genoemde lewenssentrum van die hart kom, het sy daardeur ook die openbaring van Elohim se gees bereik, wat hom in elke hart bevind, en sy kan daar niks anderste nie, as alleen maar die ewige onveranderlike waarheid uit Elohim in haarself vind nie. Dit is dan 'n indirekte openbaring, en die onderskeid met die direkte was net dat Elohim, wanneer daar 'n groot duisternis onder die mense heers, geskikte mense buite hulle toedoen opwek, en hulle siel eweens na hulle lewenssentrum lei, om daaruit die ander blindes weer die lig te bring, sodat hulle oë kan open. En dit is dan een van die openbaringe waarmee ons vandag hier besig is. Dit is 'n direkte openbaring aan Jacob Lorber in die tyd 1840 tot 1865. Ek weet nie, ek kan nie die datum spesifiek onthou van hierdie boodskap nie, want ons het dit nie aangeteken toe ons vertaal het nie. Maar dit is vir my baie insiggewend dat toe Vader in 1838 te Bloedrivier die fisiese huis opgerig het vir die eindtyd, deur die boerevolk wat daar gevorm is, wat eintlik daar in die baarmoeder van die boervolk was, het hy 2 jaar later het hy 'n man opgewek in Duitsland, wat die geestelike voedsel sou gee vir hierdie boervolk aan die einde van die tyd, sodat hulle daardeur vir hom 'n baie groot taak kon afhandel. En daardie taak se naam is die bruilof van Yeshua. So ons gaan nou in daai benouende tye in, en ons het ons wapens. Ons wapens is hierdie waarhede. Dis die Moses waarmee ons gaan veg, wat Omsiener van gepraat het. Dit is die vervulling van die kontrak by die plaas Jerusalem en Jericho, net oor die grens van die Oranje rivier, waar die boervolk, die rebelle, 'n kontrak met die Duitsers aangegaan het, dat hulle ons sal help. En daardie hulp kyk die mense verniet na bewapening,
Daardie hulp is hoofsaaklik geestelike bewapening deur Jacob Lorber, Bertha Dutt, die Nuwe Bybel, die boek Eenheid in die Liefde. Al daardie goed het uit Duitsland uitgekom en vir ons gegee. Soos wat 'n Mauser 'n Duitse geweer is, maar die boere het hom berig en beroemd gemaak. Want 'n jong boerseun van 14 jaar oud kon op 'n bewegende perd 'n Engelse Tommy in die kop skiet, wat niemand anders kon doen nie. En so gaan ons ook baie bedrewe met hierdie wapens wat Vader vir ons gegee het. Hierdie openbarings sal ons opgelei word deur hom om raakskote te skiet van waarheid. Want as jy in hierdie openbarings is, kan ander valshede jou nie meer van jou spoor afpluk nie. Want jy het nou 'n vaste fondament. En daardie fondament is gefundeer in die liefde. En dan weet jy, dit is reg. Ons gaan verder. Hierdie direkte openbaring geld nie net vir die mens wat haar kry nie, vir Jacob Lorber nou hier in die geval nie, maar vir alle mense, en wel eerstens vir die volk waaruit die profeet voortgekom het. Omdat daar egte en ware profete was, wat deur Elohim geroep is dit ook denkbaar dat daar ook valses sal wees, en wel om die volgende eenvoudige en verstaanbare redes. 'n Egte profeet moet deur sy medemense op 'n bepaalde manier geëer word, want sy voorspellings en soms ook sy dade dien as bewys van die goddelikheid van sy roeping. En dit moet tog vir die gewone alledaagse mens 'n sekere respek inboesem, of die profesie hom geval of nie, en of dit met sy aardse belange ooreenstem of nie. Nou hierdie verering is nie die verering wat ons ken, wat mense in instansies soos kerke het teenoor hulle voorgangers nie. Hier is 'n mate van respek vir hierdie man wat werklik, of vrou, wat werklik Vader se stem in sy hart hoor, en dit kan oordra op papier, of nou in ons tyd ook op band, op audioband. Want net die feit dat daardie persoon wel die woorde van Vader kan hoor, die toestemming wat gegee is, maak dat so 'n persoon 'n baie reiner hart het as myne. Want ek hoor dit nie so nie. Maar ek lees dit, ek beoordeel dit, en ek handel daarvolgens. Maar nou is die gevaar van valse profete ook daar. Want hulle hoor ook 'n stem vanuit die geestesfeer uit. Maar dit is nie die Vader se stem nie. By welmenende mense groei 'n profeet egter bo uit, sonder dat hy dit wil, tot 'n onbereikbare reus, en hy kan hom nie verweer teen die bepaalde vrome hoogagting en eerbied, hoe nederig hy origens is en moet wees nie. Wel, dit sien ander wêreldse mense waarvan hulle verstand wel baie vindingryk is, wat aan slang sluiheid, het dit die kinders van die wêreld nog nooit ontbreek nie. Hierdie wêreldse mense wil ook aansien, en daarby, soos maklik te verstaan is, aardse gewin inwin. Hulle begin daaroor na te dink, en vind dikwels sonder die hulp van die Satan bepaalde dinge, en hulle hou hulle wysklinkende toesprake, waardeur dit vir die mense, wat leuke is op die gebied van alle kennis, uiteindelik nie meer die verskil kan bepaal, tussen wat waar en werklik is, en wat onwaar en boos is. En dit is hoe ware profesie nou verdraai word in organisasies deur wêreldse mense met baie mooi klinkende woorde. Maar hoe kan 'n mens dan tog 'n valse van 'n egte profeet onderskei? Baie maklik, naamlik aan die vrugte. Want van dorings en distels oes 'n mens geen druiwe en vye nie. In hierdie vers 12 staan vir my uit in hierdie stuk: die egte profeet sal nooit as te nimmer selfsugtig wees nie, en elke vorm van hoogmoed is vir hom vreemd.
Hy sal wel dankbaar aanvaar wat die goeie en edele harte hom skenk, maar nooit sal hy iemand iets vra nie, omdat hy weet dat Elohim dit verafskiet, en omdat Elohim sy dienaars goed kan versorg. Dis hoe jy hulle onderskei. En onthou, baie predikers vandag, of hy 'n pastoor is, en of hy 'n dominee is, of hy dan nou nie 'n titel het nie, hulle is wel predikers, maar wanneer hy begin praat oor die toekoms, dan word hy 'n profeet. Veral wanneer op hulle toga, op hulle kansel staan, so spreek die Here. En hy lees enige iets anders as die Bybel, of geopenbaarde woord soos hierdie. Dan is hy besig met valsheid, want dis nie die Here wat daar spreek nie, soos hy nou die Vader ken nie. So, 'n mens wat voorgaan moet baie versigtig wees, veral wanneer jy kom by die profetiese woord. Dat jy absoluut seker is dat dit wat vir jou, wat jy nou gaan doen of gaan sê vir mense, van Vader afkom. Of deur 'n direkte openbaring, of deur 'n indirekte openbaring. Want dit is lewensgevaarlik, as jy dit ligtelik opneem, en ligtelik daarmee omgaan. Soos profete nou in die afgelope jare, mense uit hulle huise uitgelok het, en gesê hulle moet nou uitkom, die oordeel gaan kom, en uiteindelik sit 'n hele klomp gesinne in karre, in die Karoo in Noord-Kaap, waar hulle gesê het, hulle moet heen gaan, en daar sit hulle. Wat natuurlik baie dom van hulle was, maar nou ja, Vader oordeel nie domheid nie, dwaasheid nie. Maar dit bring vir jou baie skade, want baie van hulle het hulle huise net so opgelos, en sê hulle kom nie weer terug nie. Wanneer ons werklike besluitnemings moet maak, van boodskappe deur profete gebring, moet ons baie seker daarvan wees, en ons het die reg om vir 'n bevestiging te vra. Ons het die reg om te vra, maar Vader, op 1 of 2 getuies berus die waarheid. Gee vir my nog 'n getuie. Ek dink Joshua het dit ook gevra, toe hy gevra dat die dou op die skaapvelletjie moet val. Het hy vir 'n tweede keer ook gevra. Die valse profeet sal hom egter laat betaal vir elke stap wat hy doen, en vir elke sogenaamde godsdienstige handeling, terwille van die voorgewende en gewaande welsyn van die mensdom. Die valse profeet sal donderpreke hou oor die oordeele van Elohim, en selfs in Elohim se naam met vuur en swaard oordeel. Jy kry hulle baie op Facebook en TikTok en ander plekke op die internet. Die egte sal niemand veroordeel nie, het sal maar net, sonder om enige belang daarby te hê, die sondaar tot boetedoening maan, en hy sal geen verskil maak tussen klein en groot, en tussen hoog of geen aansien nie. Want vir hom geld maar net Elohim en sy woord. Al die ander dinge is vir hom 'n dwaasheid sonder inhoud. Nou ons kom as gemeente uit 'n geskiedenis waar ons baie diep binne in hierdie valse en ware profete beland het. Ongeveer in die jaar 2004. En daar het ek gesien, dit het ons 50 dae gevat, voordat ons die profeet die trekpas gegee het hier, maar sy was gestrand gewees, iewers op 'n lughawe, vir ons gesê die CIA jagga, en ons het 'n gelofte afgelê in 2003, dat ons hierdie huis vir al Vader se kinders tot hulle beskikking sal stel, wat deur die wêreld probleme gekry het, kan hier kom rus en verlossing kry. So het een man dan die geld gegee vir haar vliegkaartjie en sy het hiernatoe gekom. Maar die vrugte wat ons gesien het toe ons naby aan haar kom, was wat ons begin bekommerd maak het. Terwyl van ver af, op telefoon daai tyd en e-posse, was die vrugte goed. Die vrugte het ons oortuig, want dis 'n ware profeet.
En die groot ding wat ons opgeval het, is die totale hoogmoed van hierdie profeet, of profetes, en die geveg wat sy met omtrent elke ander profeet in Amerika gehad het, en toe sy hier in Suid-Afrika kom, met elkeen wat om profeet gewaan het, of profetes, het sy 'n direkte konfrontasie aangegaan. So by so, dat sy later geprofeteer het, dat sy die vrou is van Openbaring 12, met die son op haar voete, die son op haar hoof, 12 sterrekroon, 'n maan aan haar voete, en wat besig is om te baar. Terwyl dit juis die bruid is, wat daar voorgestel word. En dit is sy toe verder die bruid. En almal moes haar versorg. Sy het nie werk gedoen, wat eintlik inkomste gegenereer het nie. Maar die persoon het vir my een ding geleer, dat 'n profeet, 'n ware profeet, sal altyd nederig wees. 'n ware profeet sal nie oor ander profete skinder nie. Kan jy jou indink dat Vader nou vir jou gebruik om in 'n profesie te skinder oor my broer daar agter? Sal dit mos nooit gebruik nie. Nou weet julle hoeveel profesieë is nou op internet, kyk net hoe profetesse veral, dan kom hulle, dan skinder hulle oor Obama, dan skinder hulle oor Trump, hulle skinder oor hierdie een, en hulle sê, so spreek Yahweh of die Vader. Dit kan nie gebeur nie, Vader, alles die kind, hoe sleg, sal hy nog steeds poog om daai kind nader aan hom te kry, en om nie in die openbaar te beskinder nie. So dis een van die redes, of een van die toetse wat julle mense kan aanlê. Moenie verder luister na sulke profete nie. Ook profete of profetesse wat datums van die koms van Yeshua met dag, datum en uur gee, moet jy ook versigtig voor wees. Ek het nie 'n probleem met 'n profeet wat kom en sê, Vader het hom gesê, hierdie jaar is 'n groot jaar van benouenis nie, van verdrukking nie. Nou weet ons dis 'n jaar, maar ons het nie die presiese tyd nie. Maar hy praat van die tyd van wanneer hy kom. Hy sê, ek kom soos 'n dief in die nag. En weet julle wat, en dit kan jy nie in hierdie mense se koppe kry nie, hy het klaar gekom. Hier's dit. Hy het al in 1840 gekom. Hy kom in die innerlike woord. En of jy vanoggend hier sit en hierdie woorde in jou siel intrek, in jou hart in, dan het Yeshua in jou gekom, hy het nou aangekom by jou. Of jy is al lankal besig daarmee, dan het hy al lankal gekom. Want dit help nie, hy kom fisies in die vlees nie. Wat gaan dit vir jou beteken? Om met aangaap met 'n oop mond? Nee, dit gaan niks beteken, gaan niks vir jou geestelike lewe doen nie. Nog minder as hy in die wolke weg verbykom, soos wat hulle sê dit fisies gaan gebeur. Die wolke is die verborgenheid. En daarom kan niemand sê wanneer Yeshua gekom het nie, want hy, of wanneer hy gaan kom nie, want hy het klaar gekom. En wanneer hy in jou hart aankom, dit is jou datum van die wederkoms. En so sal hy aan die einde van die tyd 'n hele klomp bymekaar kry, wat as eerstelinge wel die kragtige tekens van die wederkoms sal ervaar, waar hierdie mense werklik dieselfde dinge sal kan doen, as wat Yeshua gedoen het, en as wat sy apostels gedoen het, nadat hy opgevaar het. En geen vrees sal hê vir die wêreldregering. So, dit is wat ons vas moet opstaan, en vas moet oplet. En wanneer jy dinge kyk, jy weet nou, deesdae, kyk jy die eerste 2 minute, 3 minute van 'n ou se profesie, dan sit ek dit af. Veral as hulle vandag die Jode so verheerlik, want dit is nou nog 'n valsheid wat die Satan ingebring het, dat die Jode nou sy uitverkore volk is. Ons lees verder vers 14.
in wat die ware profeet sê, sal 'n teenstrydigheid nooit voorkom nie. Maar hou die woorde van die valse profeet onder die lig, dan sal dit wemel van teenstrydighede daarin. Die egte profeet kan 'n mens nooit beledig nie. Soos 'n lam sal hy alles verdra wat die wêreld hom ook al sal aandoen. Slegs teen die leuen en hoogmoed sal hy met vurige ywer opkom en beide altyd oorwin. Ek het hierdie vers aan my lyf gevoel, sonder om eers die profetes of profeet te beledig. Ek het net eendag besluit, ons sit almal hier en niks doen nie. Kom ons kom onder 'n tent by mekaar, het 'n tent op die grasperk gestaan, en ek leer julle hoe om die boek van herinnering as 'n swaard te gebruik, met kleurpotlode, of kleur highlighters. En ek het almal daar by mekaar, en ek sê, merk nou die goed met blou, hierdie goed met rooi, dan wanneer jy deur die boek blaai met iemand voor jou, dan kan jy maklik by die goed kom, en so leer jy ook jou skrif ken. Toe kom die profetes daar aan, sê, wat maak jy nou? Ek sê, ek maak nou dit. Sy ruk haar op, soos Erna altyd sê, sy mins daar weg, en sy kom terug met 'n profesie, wat so erg was. Ek kan nou nie die woorde presies onthou nie, maar dit in die trant van, jy Dirk van Vuren, luister na hierdie profesie, so spreek Jahwe, sy het die heilige naam gebruik. As jy ooit weer iets doen, wat my bruid se toestemming nie wegdra nie, sal ek jou verdelg. Nou ek sê vir julle, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak of jy min of baie twyfel het nie. Jy word geruk deur so 'n boodskap. Want niemand van ons, ek voel vere vir 'n mens, vir die profeet is ek nie bang nie. Maar wanneer Vader praat, dan is dit 'n ander saak. Maar weer eens was dit 'n bewys van laer geeste wat hulle laat geld het by hierdie profetes. En dit was nie 'n paar dae later nie, toe ons haar behoorlik ontmasker het, en toe het alles in plek geval. En toe was ons weer rustig. Maar wat ons daardeur geleer het, was hoe erg 'n valse profeet se mag kan strek. Want onthou, hulle werk nie net met die fisiese nie, hulle werk juis met die metafisiese of met die geestelike. En daar kom 'n gees oor jou, en jy kom dit nie eers agter nie. So sal jy mense nie uit die karismatiese kerke uitkry, wat gewoond is om in tale te brabbel nie, of wat onder geestelike, magiese bewegings van die pastoor begin lag nie. Hulle glo als dis die Heilige Gees, want die gees van daai vals profeet of voorganger is in hulle. En nou moet hulle daar uitgeruk word, soos die skrif sê, soos 'n brandhout. En ek moes uit daai gees uitgeruk word. En ek is vandag nog dankbaar vir mense wat saam met my was, en wat nie so diep in daardie ding was nie. En onder andere my vrou. Maar as ek terugdink, dan weet ek hoe dit voel vir hierdie mense wat in vals kerke is, die misleides. En ons moet baie medelee met hulle hê. Ons moet hulle nie sommer net veroordeel nie. Want 'n gees se mag is kragtig, as jy nie die Vader se liefdesgees ten volle in jou het nie. Ons lees verder. Die valse profeet is altyd 'n doodsvyand van elke waarheid en elke gunstige vooruitgang in die denke en doen van die mensdom. My voorbeeld net nou van die boek van herinnering. Niemand buite hom mag iets weet of 'n bepaalde ervaring hê nie, sodat elkeen genoodsaak sal wees om altyd en voor alles by hom dure raad vir geld te gaan haal. En ek wil daarby voeg, nie net altyd vir geld nie, maar ek het hier gesien dat jy by hulle wil altyd hê, jy moet by hulle kom raad kry
vir aansien, vir posisie en geld is ook baie keer enorm. En ons het hierdie ervaring gehad van 'n profetes van hier van Suid-Afrika. En wanneer jy oor iets praat, dan sê sy vir jou na die diens, weet jy, wat jy vandag gesê het ek lankal geweet. Ek praat eendag oor die moedergees, en ek haal dit uit die skrif uit, van die trooster wat moedereienskappe het en alles. Toe ons klaar is, toe kom sy, toe sê sy vir my, weet jy, ek het altyd hierdie goed geweet, en nou het jy dit kom sê, vandag, vir my is 'n bevestiging. Dit is dieselfde vrou, wat die rooi Bybel, die nuwe Bybel, die Bybel wat handel oor die geestelike dinge van die moeder-vader gees, vader-moeder gees, wat sy hom gegooi het, dat hy die lig trek, vat hierdie gemors weg, van hierdie moedervrou wat julle daarin het. Ja, dis goed wat gebeur. Maar al wat dit doen, dit dui net vir jou duidelik aan, waar staan die profeet ten opsigte van waarheid en valsheid. En ek moet sê, 'n mens was baie lank deur die spesifieke een verblind. Wat Joshua nie hier sê nie, is ook waar, en dat as hulle iets profeteer wat gaan gebeur, en dit gebeur nie, dan sê Deuteronomium 18 dink ek, dat daardie profeet is vals. En julle moenie vir daai profeet bang wees nie. Die valse profeet dink maar net aan homself. Elohim en sy orde is vir hom lastige en belaglike sake, waaraan hy self niks glo nie. Daarom kan hy ook met 'n onbeswaarde gewete 'n God uit hout en klip maak, soos wat dit hom behaag. Dat so 'n God dan voor die eenmaal deur en deur blind gemaakte mense maklik via die dade van die valse profeet wonders kan doen, sal tog wel baie verstaanbaar wees. En hier is dit nie net uit 'n materiële God wat uit hout en klip gemaak is nie. Dit is ook 'n geestelike God wat hulle uit hout en klip maak, wat dood is, maar wat hulle sekere magte aan toeken, wat vir jou sekere geestesgawes inbring, soos byvoorbeeld die groot charismatiese beweging, wat vandag ook in ons land sterk staan. Hulle skep 'n God, wat anderste is as die ware Yeshua, Yahweh van die Bybel. Hulle skep 'n God wat sekere dinge doen, toelaat en voorstaan, wat nie daar is nie. Maar die mense val daarvoor, want hulle het onder daardie gees beland, van daardie valse profeet. Joshua het klaar gepraat, nou sê Skabie, o verhewe vriend, ek en ons almal weet hoe die bedrieërs dit doen, en hoe hulle wonders doen. Vir my is hulle ongediertes, en geen mense meer nie. Want vir my is daar ter wêreld niks meer skandalig, as dat so geestelike deskundige mense bedrieër, sy onwetende broeders iets opdring om te glo waaroor hy self inwendig lag, terwyl hy dit selfs nauweliks kan verstaan, hoe die mensdom so ontsettend dom kan wees, om sulke ontsettende onsin vir pure goud aan te neem. En ek kan nie anderste, wanneer ek hierdie groot skares mense sien, stadiums vol mense, wat na een van hierdie mense bedrieër predikers gaan. En dit is baie groter in Amerika as hier in hierdie land, maar dit gebeur. Dit gebeur wat vir die valse profete 'n loftes volmaak. Wat loftes? 70.000 mense. Wat gaan luister? En wat halleluja sing en amen sê op alles wat hy sê. Maar die vrugte van so 'n prediker is daar nie. En dit is so hartseer dat ons volk agter uitlanders aangaan.
Ons volk wat nog nooit in die geskiedenis ooit goed was behandel was deur uitlanders nie. Beginnende met die Engelse besetting aan die Kaap. En die uitlanders wat ons land kom steel het in Paul Kruger se tyd. Uitlanders wat nou predik 'n evangelie en 'n God wat hulle geskep het, wat nie in die Bybel te vind is nie. Maar dit is hoe dit is. Die valse profete is daar. En hulle glo, hoorie, dit is suiwer goud. Jy moet nie vir hulle iets sê, dit is nonsens nie. O verhewe vriend, wat u nou gesê het, weet ek en ken ek, maar die verskil tussen 'n indirekte en 'n direkte openbaring kon ek nie geweet het nie. Dit verheug my egter dat hy wat 'n welwillende mens is, dit wat hy deur sy aktiewe soeke gevind en ontdek het, uiteindelik tog ook 'n openbaring van bo was. Natuurlik kan elke mens nie 'n profeet vir die hele volk wees nie. As die indirekte profeet egter in sy spesiale eie sweer iets baie nuttig uitgevind en ontdek het, ook al is dit maar net ten behoewe van die liggaamlike welsyn, sal dit later ook vir die welsyn van 'n hele volk nuttig gebruik kan word. En daardeur kan ook die indirekte, op sigself staande profeet 'n algemene wees en word. Dink maar aan die uitvinding van die ploeg, wat seker al voor die sonvloed uitgevind is, of was. Die onskatbare, baie nuttige landbouwerktuig is seker deur 'n besige en nadenkende mens langs die weg van die indirekte openbaring uitgevind. Sy naam is weliswaar nie bewaar in die geskiedenis nie, maar wat 'n onskatbare nut het sy uitvinding al vir die mensdom gehad. En so is daar 'n groot aantal van sulke algemene, nuttige uitvindings van honderde verskillende werktuie en gereedskap, wat 'n oneindige gebruikswaarde het. Dink maar vir die geestelike aan die drukpers. Hoe het die drukpers nie die dinge verander, waar net ingewydes die skrif mag gelees het en in hulle besit gehad het, en daaruit enige iets vir die mensdom kon gesê het, wat hoofsaaklik nie kon lees en skryf nie. Nou kan omtrent almal, westerse nasies nou, kan lees en skryf. En dan het ons nou nog bo by die drukkery het ons nou nog ook die internet, wat natuurlik nie so 'n goddelike openbaringskanaal is nie, maar ons kan goddelike openbarings plaas daarop. En afhangende wat jy van hom maak, kan hy of lig vir die mensdom bring, of duisternis. Maar hierdie lesing kan binne 'n uur tot in Nieu-Seeland wees, die verste waar ons mense het. Wat nie moontlik was selfs met die drukperse nie, want dit moes dan vervoer word, per skepe of wat ook al. So, baie nuttige uitvindings, wat dan ook deel is van openbarings van bo. En so is daar 'n groot aantal van sulke algemene nuttige uitvindings van honderde verskillende werktuie en gereedskap wat 'n oneindige gebruikswaarde het. Hulle uitvinders was sekerlik besige, beskeie en eenvoudige mense, omdat hulle name andersins beslis net so vasgelê sou gewees het as die name van hulle wat oor die volkere geheers het en oor die algemeen maar baie min nut vir hulle gehad het. En ek kan byvoeg, en so is baie onuitvindings ook deur beskeie, eenvoudige mense uitgevind, en hulle is doodgemaak daarvoor, of dit is by hulle weggevat, en dit is in 'n Joodse hand gelê, en die eer na die Jood toe gegaan het wat dit uitgevind het. Ek gaan nie eers name noem nie, maar die hele geskiedenis is vol daarvan. Ek is van mening dat die mense die grootste weldoeners van die volkere was, wat hulle leer en denke gerig het, en volgens die orde van die waarheid, en hulle verryk het met nuttige uitvindings. Die nut van die algemene suiwer geestelike profete was egter tot op hede nog baie onseker gewees. Hulle keer wel ingeburgerde gebreke van die volk af,
en tigtig die slegte moedswillige boosdoeners. Meestal verkondig hulle op baie bedekte wyse Elohim en sy leiding, sy wil en sy planne. Die mense verstaan egter nie wat hulle werklik bedoel het nie, en doen daarom tog maar wat hulle wil, volgens hulle wêreldse liste, en laat Elohim en sy verhewe profete vir wat hulle was. En dit was omtrent die geskiedenis van die Israelitiese volk met die profete, dat hulle dit nie werklik verstaan het nie, want dit was gegee in 'n tipe van 'n simboliese taal, of noem dit dan soos Joshua dit noem, in gelykenisvorm, en dit het by hulle verbygegaan, en daarom het hulle nie veel daaraan gesteer nie. So ontstaan die onverstaanbare heidendom, en daarnaas alle denkbare variante van die mees duistere bygeloof. Maar die ploeg bly 'n ploeg, en die saag is saag, en 'n byl 'n byl. En sowel heiden as ortodokse Judeër maak in gelyke mate gebruik van die nuttige uitvindings. Uiteindelik is dit tog die vraag watter soort egte profete 'n meer algemene waarde vir die mensdom gehad het. Die mense dink wel baie en verstaan ook baie, maar om 'n Daniël heeltemal te verstaan, of 'n Jesaja, of 'n Jeremia, of selfs 'n Hooglied van Salomo, daar help geen menslike denke nie. Dit is verlore moeite. Dit verstaan slegs 'n God of 'n engelgees, of veral 'n daarvoor geroepe profeet. Slegs hierdie drie soorte geeste is in staat om dit te verstaan. Vir elke ander gees is dit totaal onmoontlik. Die vraag is dan watter sin die groot wysheid het, wat geen sterfling in hom kan opneem en verstaan nie. Nou ja, dis die ouse redenasie voor Yeshua gekom het. Nou ontmoet hy Yeshua, en ons het die voorreg dat ons Yeshua nou het by ons. Sy koms het reeds by ons plaasgevind, in die vorm van die nuwe openbaring. En nou kan ons baie van die profete of profeseë wat vir ons onverstaanbaar was, wat vir ons duister was, het hy kom belig, vir al die wat te doen gehad het met die verskyning van die Messias, maar baie ander ook. Daniël het ek al baie in my lewe gelees, en ek het baie vir Vader gevra om dit vir my oop te maak. En eendag het ek net die stem gehoor, hierdie hoofstuk wat jy nie kan verstaan nie, moet nog plaasvind. Dit was nou jare terug. En toe raak ek rustig. Dit is die een oor die koning van die noorde en die koning van die suide. Ek dink nou, met hierdie oorlog wat nou plaasvind, die magte van, wat aan die Iranese kant staan, word gewoonlik die magte van die suide genoem, alhoewel hulle nie almal in die suide is nie. En die ander, oor Amerika, is die magte van die noorde. So moontlik as 'n mens nou weer daai ding gaan lees, ek het dit nou lanklaas gelees, kan 'n mens meer lig kry. Hooglied kon niemand verstaan nie. Nie eers die mense in Yeshua se tyd nie, nie eers sy eie mense nie, want daai bruilof moes nog kom. Dit is 'n geestelike bruilof, maar aan die einde van die tyd waarin ons nou is, gaan dit 'n bruilof wees wat in die vleeslike gaan plaasvind met die geestelike daar binne. En ons gaan tergelykertyd wat die huwelik of die bruilofsmaaltyd gaan eet, en hierdie is die bruilofsmaaltyd van die bruidegom, en jou siel is die bruid, en daardie voedsel, en daardie brood en wyn, die liefde en die woord, gaan maak, dat jy hom erken en met hom een sal word. En dan sal die goed nie meer onduidelik vir ons wees nie. Ons het nog 'n belofte wat ek ook hier wil inbring. Ons te belofte van Elia wat moet kom. Die Elia gees is reeds hier in die nuwe openbarings, maar Elia moet as mens kom. En ons sal hom duidelik herken aan sy kragtige stem, en dat hy vir niemand bang gaan wees nie, en dat hy net Yeshua gaan verkondig.
En hy gaan dit so verkondig dat jy en ek sy vrugte kan identifiseer. Nie soos wat mense sê, ja, daai leier, hy het nou die dag Jesus genoem. Dit beteken niks. As jy nie Yeshua se lewe vir jou as norm maak, en in liefde en wysheid en waarheid uitleef nie, dan kan jy maar sy naam noem soveel jy wil. Soos wat hulle hier sê, hulle skep vir hulle 'n God uit hout en klip uit. En dit is ongelukkig wat Amerika gedoen het. Hulle het vir hulle hout en klip Christelike godsdiens uitgekies, waar die vals Jood verheerlik word, en soos die een rabbi sê, julle klomp Christene aanbid een Jood. Hy sê, julle moet alle Jode aanbid, want ons gaan sorg dat julle in die hemel kom, as julle ons aanbid. Dis hoe patheties die toestand van sake is, en net een groep mense wat gegaan het, om deur die Jode geïndoktrineer te word 'n paar maande terug, was dit 1000 gereformeerde predikers, dominees en pastore, of wat hulle noem reverends, en pastors, en wat ook al, gaan leer hoe hulle die Jood moet eer. Dis die vals Christendom waarin die arme misleides wat op die bank sit, vasgevang is, en wat hulle duur te staan gaan kom. En iets wat ek deur al hierdie dinge nou sien, ek het nooit geweet Amerika is so vasgevang in die Rooms-Katholieke denke nie. Hulle is ontsettend daarin vasgevang. Wat ons land nou basies gespaar gebly het, en wel onlangs nou weer maar baie van dit weer teruggekry het. Ek weet in my tyd sou jy nie gewaag het om met 'n kruis in 'n NG Kerk te kom nie. Hulle sal vir jou iets aandoen. Vandag, oral waar jy kom, is die kruise. Nou die kruis is simboliese betekenis het van die diepste nederigheid en grootste liefde van Yeshua. Dit is so. Maar hy wil nie hê dat ons beelde daarvan moet maak of dra nie. Ok, dis nou net so by the way, soos die Engelse sê, maar alles 'n oorsaak van valse profete. Die paus is in sy hoedanigheid ook 'n profeet, want hy voorspel ook. Weet jy dat politieke leiers is ook profete? Want as hy op daai podium staan sê, hy stem vir my, ek gaan nie oorlog maak nie. Ek gaan vrede oor die aarde bring. Wat het van daai profesie geword? Hy het nie gesê, as dit die Vader se wil is, en die toestande is so, en die Vader gee my krag, dan sal ek nie oorlog maak nie. Nou is die hele wêreld op die randjie van totale verwoesting van 'n atoomoorlog. Mense, dit is naby, dit is dalk nie daar nie, maar ure van ons af. Dis maar een ding. Onthou die ander vals profete in 1994 of 93, stem vir die nasionale party, eie woongebiede, werk alles, julle sal nog alles hê wat julle gehad het, eie skole, eie hospitale. Sê dit nou vir daai arme blanke, wat in 'n moordsaal moet ingaan, waar die swartes openlik sê, ons moet hulle doodmaak. 'n Vriend van my wat Sotho verstaan, het dit duidelik gehoor. Hy het nie geslaap nie, hy het met sy een oog oop gelê dag en nag, van vrees dat hulle hom iets sou ingee of aandoen. Dit is produkte van die valse profete. En die kerke het nie opgestaan en gesê, hoor nie, maar jy lieg nie. Nee, hulle het saamgegaan. Al daai klomp profete agter die kansels het saamgegaan. En 'n mens moet nou aan hierdie dinge dink, sodat ons nou die besluit maak om slegs een aan te hang, Yeshua, die ware Messia, wie se geopenbaarde woord ons nou het om ons te lei. Baie dankie.